Goeiemiddag julle almal. Welkom hier by ons. Ek is Alida van Looyen. Ek is die operasionele koördineerder van die SOS. Ek is ook die organiseerder van die AOV, een van die 12 vakverenigings van SOS. Wie kan almal registreer by die AOV? Dis enige iemand wat betrokke is by skool. Administratiewe personeel, ons, ook die ondersteunende personeel. Hoekom wil ons deel word van die AOV? Is buiten dat jy jou 12 CPD professionele ontwikkelingspunte kan kry, gaan jy op die wonderlike selfontwikkelingsreis saam met ons gaan hierdie jaar. Daar lê regtig wonderlike goed voor. Dan is daar ook afslag, jy kan ook kwalifiseer vir afslag by kongresse. En dan wil ek julle ook aanmoedig asseblief, ons het 'n AOV Facebookblad, asseblief gaan en word deel daarvan. Dit gaan jou op hoogte hou van al die wonderlike opleidingsgeleenthede. Ons het, soos ek gesê het, nog 'n hele paar wat voor lê hierdie jaar. Maar nou gaan ek gou-gou vir Alet van Sail voorstel, dis hoekom julle hier is vandag. Ons spreker en ons aanbieder. Alet het haar honneurs in opleidingsbestuur. Sy het haar meestersgraad gedoen in persoonlike en professionele leierskap. Sy is 'n besigheids- en lewensafrigter. Alet werk ook al vir 16 jaar met die COVID leierskapmateriaal. Sy is ook 'n wonderlike vriendin van my al vir 34 jaar. Bitter lief vir haar. Ek weet julle gaan haar ongelooflik geniet. So Alet, welkom hier by ons, hoor. Baie welkom julle. Ek kan nie vir julle sê hoe opgewonde is ek om hier te wees nie. Ek het 'n ontsettende passie vir onderwysers. Albei my kinders is nou klaar met skool, vir hierdie jaar gematrikuleer. En ek dink ek sal altyd besef waartoe julle gaan. Ek het hierdie naweek met 'n familielid van my gepraat van 'n baie goeie skool in die Valdriehoek en net probeer uitvind waar is julle op hierdie stadium met julle frustrasies, wat is vir julle swaar, sodat ek die regte voorbeelde kan gebruik wanneer ek deur hierdie 7 gewoontes moet gaan. Ek wil nie eerste plek vir julle sê, julle moet my asseblief vergewe as ek nou en dan 'n Engelse woord ingooi. Ek en my man het so gelag toe ek voorberei oor die naweek. Ek vra toe van wat is 'n PowerPoint slideshow en ons besef toe maar dis eintlik 'n kragpunt skyfie vertoning en toe besef ons dit gaan nie lekker werk nie. So daar's sekere goed wat ek lekker in Afrikaans kan doen. Ek het lekker met my skyfies gewerk en dit Afrikaans probeer maak, maar vergewe vir my as ek 'n paar Engelse goed inbring. Goed, ek dink ek wil graag begin deur met julle my skyfies te deel. Ek wil net seker maak, almal van julle het 'n uitdeelstuk gekry wat Alida vir julle gestuur het. Dis my nogal belangrik dat julle daai uitdeelstuk, as julle dit nou nie vir nou gedoen het, vir ons volgende sessie sal uitdruk en sal skryf op die uitdeelstuk, want ons lekker selfbewus, om jouself bewus te maak van jou eie behoeftes en waar jy moet werk op die oomblik, is dit belangrik om te kan skryf. So, asseblief druk dit uit, as jy dit nie nou uitgedruk het nie, maak seker dat jy nou net notapapier en 'n pen byderhand het, sodat julle kan werk saam met my. Hierdie is regtig 'n lekker werkswinkeltjie wat ons diep in ons harte inkyk en kyk wat kan ek, watter vaardighede moet ek ontwikkel, watter hulpmiddels kan ek kry om hierdie moeilike uitdagende COVID-tyd waarmee ons besig is makliker te maak. Goed. Wonderlik. So, ek weet nie of enige van julle weet van die boek The 7 Habits of Highly Effective People nie. Ek is seker daar's 'n hele klomp wat dit al geleen het. Dit is 'n briljante boek wat in 38 tale al vertaal is en ek dink die verkope van daai boek audio en elektronies trek nou al by die 35 miljoen. Baie mense vra maar Alet, is hierdie goed nog regtig relevant om my boek al in 1989 daar rond geskryf is en dan sê ek dit is ontsettend relevant. Hoe moeiliker en meer kompleks ons lewe word, hoe meer relevant is die beginsels. Dr. Stephen Covey het op 80 in 2012 is hy oorlede aan 'n fietsry-ongeluk. Hy was 'n wonderlike mens. Ek het die voorreg gehad om 2 keer saam met hom te werk. Ongelooflik wys. Met ons volgende sessie, wanneer ons gaan kom by interpersoonlike vaardighede, gaan ek met julle sy hele definisie van leierskap deel, wat vir my persoonlik ontsettend waar en wys is. Maar kom ons begin deur vandag na onsself te kyk. Hierdie is nou ons beurt om vir 'n uurtjie terug te sit en regtig lekker selfgesentreerd te kan wees en te kyk, waar lê my behoeftes, wat het ek nodig om my lewe makliker te maak. Goed, so hier is die boek. Dit sal vir my lekker wees as julle die boek lees na die tyd.
kom ons begin deur te vra, waar in my lewe wil ek meer effektief raak? So ek wil vir jou vra om op 'n nota papier net neer te skryf, of as jy die ideaalstuk geprint het, net neer te skryf, een area in jou persoonlike lewe en een area in jou werkslewe. Nou, die eerste vraag wat jy vir my gaan vra is, Alet, wat beteken dit om meer effektief te wees? Nou, om dit eenvoudig te hou, om meer effektief te wees, beteken om nou en in die toekoms my doelwitte te kan bereik, en nie net nou die energie en die potensiaal en vermoë om dit te doen nie, maar om myself so skerp, fiks, gesond te hou, dat ek dit kan aanhou doen. Want baie keer sien ek mense wat ontsettend hard aan projekte, aan fases, seisoene in hulle lewe en dan brand hulle uit. So, dink net gou vir my, een area in jou persoonlike lewe en een in jou werkslewe waaraan jy wil werk. Skryf dit neer. Goed. Kom ons gaan aan. Ons gaan redelik vinnig met beweeg, want ek het lekker baie wat ek met julle wil behandel. Hierdie skyfie wat julle nou voor julle sien, word genoem die volwassenheidskontinuum. Nou, dit is 'n heerlike manier om die raamwerk van die 7 beginsels uit te druk. Daar's 3 vlakke van volwassenheid. Nou, volg dit saam met my, want dit is regtig baie interessant en ek sal probeer om dit prakties te maak in ons lewe. Die laagste en onderste vlak van volwassenheid. En ek wil vir julle sê, ek het al mense op die ouderdom van 70, 80 gecoach wat nog steeds op die vlak van volwassenheid is. Dit word genoem afhanklikheid, dependence. As ons op daai vlak van volwassenheid is ons fokus op ander mense. Wat ons hoor by 'n persoon op daai vlak is, ek is vies en ek is ontstel want daai persoon maak my ongelukkig. As dit nie was vir die moeilike hoof waaraan ek gerapporteer het nie, was dit baie makliker om werk toe te kom. As dit nie was vir my onromantiese man waarmee ek getroud is, as ek maar net jou man gehad het, dan sou die lewe soveel makliker gewees het. So dis daai hele slagoffer mentaliteit en iemand op daai vlak van volwassenheid word 100% bepaal en beheer deur dinge wat buite hom gebeur, in sy omstandighede, mense rondom hom. Hy het nie die vermoë om onafhanklik te besluit, ek gaan nie toelaat dat hierdie ding my onderkry of hierdie ding my ontstel nie. Die volgende vlak van volwassenheid, kom ons gaan eers daartoe, is onafhanklikheid. Nou hierdie is 'n baie lekker plek om te wees, want jy's lekker vol van jouself. Die fokus gaan oor me, myself en I. Ek weet ek kan dit doen. Gewoonlik is ons op hierdie vlak as ons begin werk, ons is jonk, ons verdien ons eie salaris. En dit is 'n lekker plek want ek het eintlik niemand nodig nie. Die probleem met hierdie vlak is as ek hier bly en kyk nou na hierdie volwassenheidskontinuum, as ek hier bly ek selfsugtig en ek bly selfgesentreerd. En ons weet, daar's soveel studies wat wys hoe ontsaglik ongelukkig mense is wat selfgesentreerd is. God het vir ons gemaak. Ons is regtig geskep om te connect met ander mense om ons. En dit is dan wat my bring na die hoogste vlak van volwassenheid, wat interafhanklikheid is. So, waar ons wil uitkom in ons lewe is om by die plek te kom waar ek besef, ek het wat nodig is, ek het selfvertroue, want dit het ek gekry by onafhanklikheid, daai vlak. En nou besef ek ook, daar's mense om my wat net so belangrik is soos ek, en saam bereik ons soveel meer. Dit is so lekker om saam met ander mense te werk, want kyk net hierdie dinamika, kyk hierdie sinergie, en die manier wat ek dink is ons. Dis we, ek sluit mense in. Kom ek gee dit vertel ek gou vir julle iets. Die verskil tussen 'n leier, of kom ons vat 'n hoof van 'n skool. As die hoof geprys word vir uitstekende goed, of departementshoof, uitstekende goed wat in sy departement gebeur, en hy het die houding van, baie dankie, ja was ek nie wonderlik nie, ek moet eerlik sê, ek het daar ongelooflike doelwitte bereik, en hy vat al daai roem en daai krediet vir homself, is hy onafhanklik, hy is nog nie interafhanklik nie. Iemand wat interafhanklik is, sê, weet jy wat, baie dankie daarvoor, kom, hier's my span, kyk net hierdie amazing mense, ons het baie hard gewerk en ons het baie bereik. So hy's regtig 'n spanmens, hy deel krediet en hy is 'n spanspeler. Goed, mens kan nie net altyd
op interafhanklik bly nie. Jy kan byvoorbeeld nooit sê, "Joh, Alet, jy is nou in jou lewe op hierdie wonderlike vlak van interafhanklikheid nie." Enige nuwe situasie waaraan ek blootgestel word, begin ek by afhanklikheid onder en ek klim op hierdie leer tot by interafhanklikheid. Wat dit baie vinniger maak is as ek bewus is daarvan. En natuurlik is die vraag nou wel, Alet, as ek op hierdie onderste vlak is van volwassenheid, waar dit net oor myself gaan, hoe groei ek? En dit is wat die 7 gewoontes so lekker maak. Die eerste oorwinning, victory, wat julle hier voor julle sien, is die private victory. Dit is my persoonlike oorwinning. En dit bestaan uit habit 1 of gewoonte nommer 1, wees proaktief. Nou, ek gaan nie te veel in die gewoontes ingaan nie, want ons baie lekker inhoud wat ek vir julle vandag moet deel, want ons kyk vandag net na hoe om van afhanklik na onafhanklik te groei in my persoonlike oorwinning. So ek gaan net vinnig noem waarvoor elkeen van hierdie gewoontes staan. Julle het ook al reeds dalk gekyk op die uitdeelstuk, net vinnig weer daardeur vat. Goed, so wees proaktief gaan alles oor, ek neem verantwoordelikheid vir my keuses, vir my dade en vir my ingesteldheid en my menswees. Gewoonte nommer 2 begin met die eindresultaat in gedagte, gaan daaroor dat ek alles wat ek aanpak, diep deurdink en doelbewus met 'n baie duidelike eindresultaat in gedagte aanpak. So dit maak die moontlikheid om suksesvol te wees in alles wat ek aanpak soveel beter, omdat ek so bewus is van wat is my doelwit en wat wil ek bereik. Dit help my ook om die lewe met werklike doelgerigtheid en entoesiasme aan te pak. Gewoonte nommer 3, die laaste gewoonte as dit kom by my eie interpersoonlike vaardighede. Plaas eerste dinge eerste is ons tydsbestuur gewoonte. Ek gaan vinnig daarna kyk vandag en daar is die fokus verseker beplanning. Goed, so as ek nou my persoonlike oorwinning bereik het en ek is op hierdie wonderlike vlak van onafhanklikheid, waar ek nou op myself fokus, besef ek, maar nou moet ek dis nog 'n bietjie verder werk. Dit gaan nou oor my verhoudings met ander ook. Die eerste gedeelte was my verhouding met myself, baie belangrik. Tweede gedeelte, my verhouding met ander. So gewoonte nommer 4, dink wen-wen, gaan daaroor dat ek in al my interaksie met mense werklik doelbewus uitkom by 'n wen-wen. Jy is net so belangrik soos wat ek is. Maak nie saak of jy die stoutste kind in my skool is nie. Maak nie saak of jy die wonderlike skoonmaakster is, wat so wonderlik op skool skoonmaak nie. Jy is net so belangrik soos ek. Dit gaan oor nederigheid en dit gaan oor omgee vir mense. Gewoonte nommer 5, gaan oor probeer eers te verstaan en dan verstaan te word. Dit is 'n baie moeilike gewoonte, want ons is nogal gemaak met die ontsaglike wil om verstaan te word. Ons wil verstaan word. So, jy moet regtig proaktief wees om eers stil te bly en te luister om te verstaan, nie te luister om te antwoord nie. Maar ons gaan lekker daarna kyk in ons volgende sessie. Die produk wat ons dan kry, is sinergie. En sinergie gaan alles oor kreatiewe samewerking. En dan bereik ons hierdie wonderlike plek waar ons interafhanklik is met mense. Die 7de gewoonte, wat is, maak jou byl skerp. Het ek vir Alida gevra, toe sy vir my vra of ek hierdie ding kan aanbied. Het ek vir haar gevra, weet jy wat, dit gaan so moeilik met ons onderwysers. Julle is moeg, julle is uitgebrand, julle het nie meer die personeelkamer vir ondersteuning nie. Julle het nie meer julle eie veilige klaskamer waarin julle kan klas gee nie. Julle is die heeltyd te doen met ouers. Julle moet nou ouers en kinders opvoed en leer. Julle is moeg. So gee vir my asseblief 'n uur dat ek vir julle kan help om op 'n wyse manier na jouself te kyk en vir jouself te sorg. So daar gaan ek met julle deel die 4 dimensies waarmee ons gemaak is. En ek gaan vir julle 'n wonderlike sessie aanbied oor hoe om 'n gebalanseerde lewe te lewe. En wat lekker is hiervan, is jy leer dit vir jou kinders, jy leer dit vir jou gesinslede, jy leer dit vir jou geliefdes. Dis werklik die antwoord. In al my jare as lewensafrigter is hierdie die antwoord tot werks persoonlike balans en die geheim om nie uit te brand nie. So ek sien baie uit na ons 3de sessie. Julle het daai datums alles wat Alida vir julle gegee het, maar dis die 14de Junie. Goed, kom ons spring nou in.
Ek gaan vir julle 'n video wys. Hier is een van my gunsteling video's. Ek het 2 video's wat ek vandag vir julle wil wys. Hierdie video gaan oor paradigmas. Julle gaan sien hy's nie op die uitdeelstuk nie, so ek wil hê julle moet terugsit en julle moet baie mooi terwyl julle die video kyk. Met ander woorde, hierdie is nou gewoonte 2 wat ek hier toepas. Begin met die einde in gedagte. Kyk hierdie video sodat julle teen die einde werklik waar verstaan watter kragtige invloed hoe ek 'n ding sien, want dit is 'n paradigma. Hierdie bril waardeur ek kyk, watter invloed dit op alles in my lewe het. Die manier waarop na iets kyk, bepaal dit wat ek doen en wat ek doen bepaal die resultate wat ek kry. So of dit 'n verskriklike moeilike kind is in jou klas, of dit 'n baie moeilike hoof is waarteen jy rapporteer, waaraan jy rapporteer, of dit 'n moeilike kollega is, of dit 'n moeilike huweliksverhouding is, wat ook al jy mee worstel, kyk hoe belangrik dit is. En wanneer jy iets wil verander, lê dit by hoe jy daarna kyk. So, geniet hierdie video. Ons gaan nou daaroor gesels nadat jy gekyk het. Is dit klaar? So much. So much of what we do in our personal lives and at the office is the result of the paradigms we hold. And what we do, in turn, affects the results we get. Thanks for coming to the meeting today, everyone. The word paradigm comes from the Greek root paradigma, meaning pattern, the pattern we expect to see, or the mental image of the way things are. We see everything through the perspective of our own paradigm. If you see your industry as one where growth is impossible, how does that affect what you do every day? And what results do you think you'll get from your actions? On the other hand, suppose you saw unlimited prospects for growth in your industry. How would that change your actions? What we see, our paradigms, determine what we do, which in turn determines what we get. And unless we consciously stand apart from and examine our paradigms, we might never see that perhaps many of them are distorted, short-sighted, or just flat out wrong. I remember a mini paradigm shift I experienced one Sunday morning on a subway in New York City. People were sitting very quietly, some reading, some resting with their eyes closed. Suddenly, a man and his children entered the subway car. The children ran yelling to the car, throwing things, grabbing people's newspapers. Their father sat down near me and closed his eyes and did nothing. I felt irritated. I could not believe he would let his children run wild like that. After a few minutes of patience and restraint, I turned to him and said, "Sir, your children are really disturbing a lot of people. I wonder if you could control them just a little more." Yeah, you're right. I should do something. But we just came from the hospital where their mother died about an hour ago, and I guess they don't know how to handle it. Guess I don't know how to handle it. Can you imagine how I felt at that moment? My paradigm shifted. Suddenly I saw things differently. And because I saw differently, I thought differently. I felt differently. I acted differently. My irritation vanished. Compassion flowed freely. I wanted to help instead of criticizing and complaining. Once you see things as they really are, you'll think, feel, and act differently. And you'll do it automatically, spontaneously. Can you see why paradigms are deeper than attitudes and behavior? If you want to make minor changes in your life, work on your behavior.
But if you want to make significant quantum breakthroughs, work on your paradigms. So ek moet vir julle sê, as julle vir my vra, wat is die manier, wat is die metode, wat is die hulpmiddel om 'n gewoonte te verander, enige gewoonte, of dit is jy wil ophou rook, of dit is jy wil begin oefen, of dit is jy wil minder negatief wees, wat ook al dit is hierdie die geheim. En dit is wat ons noem die sien, doen, kry model. Daai video was so kragtig, nê. Ek moet vir julle sê, elke keer as ek daai video sien, kry ek hoendervleis, want ons word groot en ons dink ons is reg. Ons vind ons sekuriteit daarin om reg te wees in hoe ons iets sien. En wat so lekker is van om emosionele volwassenheid is om 'n plek te kom om te vra, maar dalk is ek nie reg nie. Wie's ek om te sê jy's reg en jy's verkeerd en jy's minder as ek en jy's dom? Laat gaan daai hele reg of daai hele sekuriteit van ek moet reg wees. Ons sien nie die wêreld soos wat dit regtig is nie. Ons sien dit soos wat ons is en dan dink ons is reg. So dis regtig 'n wonderlike hulpmiddel hierdie om te probeer en onthou julle kan hierdie goed Google ook, nê, as julle weer daarna wil gaan kyk om te leer om iets te verander. So elke gewoonte, ons gaan nou begin met gewoonte 1. Begin met 'n verkeerde paradigma en met 'n regte paradigma. Soos wat Dr. Steven Covey sal sê, hy sal nooit sê verkeerd of reg nie, hy sal sê 'n minder effektief, oneffektief en 'n effektiewe paradigma. So as jy die woord paradigma hoor, onthou dis die bril waardeur ek kyk. Dis die manier hoe ek iets sien. Want hoe ek na 'n ding kyk, sal bepaal hoe ek optree. Goed, so wat doen jy nou? Om hierdie gewoontes aan te leer. Ek dink mense moet begin, wat ek doen in my lewe is ek begin deur te vra, wat is die resultaat wat ek kry in my lewe, die resultate? Want ek evalueer die resultate van my verhoudings, van my werk, van goed wat ek doen. En as ek ongelukkig is met die resultate en ek het nie 'n goeie verhoudings of ek kom nie oor die weg met iemand nie of ek kry iets nie reg nie, dan vra ek myself af, hoe moet ek dit dalk anders sien? Moet ek my paradigma skuif en op 'n ander manier dit benader? As jy vir my sê, Alet, ek weet ek moet oefen, maar ek het glad nie tyd om te oefen nie, jy is so gelukkig om tyd te hê om te oefen, dan sê ek vir jou, vra ek dadelik vir jou, hoe dink jy oor oefening? Hoe sien jy oefening? Want hoe jy dit sien, as jy dink, ag, ek het nie regtig tyd nie, sal jy nooit oefen nie en die resultate wat jy kry sal dan natuurlik voor die hand liggend wees. Maar as jy besef en gaan navorsing doen en weet en kyk na oefening op 'n ander manier, is dit soveel makliker om dit dan te doen en om die regte resultate te kry. Okay. Goed. Kom ons gaan aan. Die eerste en heel belangrikste gewoonte is wees proaktief. So wees proaktief gaan oor hoe kan ek meer beheer oor my lewe kry? Hoe kom ek in 'n spasie wat ek verantwoordelikheid vat? Hoe kom ek in 'n spasie wat ek nie toelaat dat mense om my ontstel en my moeg maak nie? Daai moeilike kind in jou klas wat heeltemal onhanteerbaar is en nou veral dat hulle nie eers pauses lekker kan gaan speel op die speelgrond en van hulle energie kan ontslaa raak in baie gevalle nie. Hoe beheer ek myself dat ek nie toelaat dat daai kind my onderkry nie? Goed, onthou net om julle te herinner waar ons is, heeltyd in die volwassenheidskontinuum. Ons is nog op daai plek van afhanklikheid waar ek miskien nog 'n bietjie van 'n victim mentality of mentaliteit het, slagoffer mentaliteit, dis 'n mooi Afrikaans. So ons moet beweeg en nader kom aan onafhanklikheid. Goed. Die gewone, normale, minder effektiewe paradigma is ander mense is verantwoordelik vir my geluk. My eggenoot is verantwoordelik om my gelukkig te maak. My skool moet baie harder daaraan werk om dit vir ons lekker te maak. Want kyk nou net nou dat hulle dit doen, is ons super ongelukkig. Ek wens ek was liewer by 'n ander skool of ek in 'n ander situasie. Die meer effektiewe paradigma wat ons moet probeer aanleer en hoe ons moet kyk na die lewe is ek is verantwoordelik vir my eie geluk. Ek kan nie van my man verwag om my gelukkig te maak nie. Ek kan van niks en niemand om my verwag om my gelukkig te maak nie. Net ek kan myself gelukkig maak. So met ander woorde, ek neem verantwoordelikheid vir die negativiteit wat ek voel. Ek raak bewus van hoe
kom ek oor die weg met ander mense? Hoe sien ander mense my? Ek sê altyd, wat is die nalatenskap wat ek los in 'n vertrek of in 'n klaskamer in julle geval waaruit ek stap? Los ek 'n soet, heerlike reuk van positiwiteit en ek het nou opgebou, of los ek 'n negatiewe, aaklige reuk van ek is moeg en ek kan nie meer hierdie situasie hanteer nie en ek kla en so aan. So hierdie video wat ek nou vir julle gaan wys is net so kragtig as die vorige een. Hy's so 7 minute lank. Sy naam is Carry Your Own Weather. Nou waaroor dit gaan is om die vermoë te ontwikkel en hoe ontwikkel jy die vermoë om maak nie saak of dit reën en of dit donker is buite nie. Die son skyn nog steeds oor my. Met ander woorde, ek laat nie toe, soos Mahatma Gandhi gesê het, no one can hurt or upset me without my consent. Met ander woorde, niks gaan my ontstel as ek dit nie toelaat nie. Goed, so, kom ons kyk na die video. Ek wil vir jou vra, hou in gedagte die woord proaktief, wanneer dit kom by die 7 gewoontes, beteken nie daai van, goed, ek is proaktief as daar 'n brand is in my kantoor, het ek 'n brandblusser nie. Dit het 'n bietjie daarmee te doen, maar dit het meer te doen met, kom ek besluit wat ek gaan sê, voordat ek dit sê. So, julle gaan nou in die video beter verstaan. Iets gebeur met my, die stimulus, dit wat my ontstel of kwaad maak, of my omverwerp, en dan my reaksie gebeur gewoonlik onmiddellik. Kyk bietjie die video, hoe verduidelik Stephen Covey, dat ek letterlik 'n oomblik, 'n pause button moet hê, 'n wagknopie moet hê en besluit hoe gaan ek optree. Ek wil julle met so 2 goed kyk in hierdie video. Hy praat van 'n man met die naam van Viktor Frankl. Dit is my so lekker, my swattings toe ons oor hom leer. Ongelooflike mens. As jy ooit die kans kry om sy boek te lees, Man's Search for Meaning, lees daai boek, want Viktor Frankl was ingeneem in die konsentrasiekampe van Hitler in Auschwitz en hy het groot geword en hy het eintlik klas gegee in die Oostenrykse Universiteit en vir al sy studente geleer dat jy is die produk van jou omstandighede. Jy kan niks doen nie, jou gene en jou omstandighede bepaal wie jy is. Toe hy in daai situasie is, sê hy maar, wat? Dis glad nie die waarheid nie. Ek kies of hierdie omstandighede my gaan onderkry of nie. So kyk uit vir dit en dan wil ek hê julle moet kyk vir die verpleegster. So teen die einde van die video. Haar naam is Alice. So julle gaan haar naamplaatjie sien dat met 'n baie moeilike bejaarde man werk en wat regtig ondergekry word deur sy negativiteit. Kyk hoe daai paradigma skuif in haar kop plaasvind en hoe sy ander insig kry en dan leer hoe om nie toe te laat dat hierdie manne onderkry nie. Monday morning and it's raining. A gray, melancholy day. On a day like this, maybe we can be excused for feeling gray and melancholy ourselves. We get into a mood and the whole day seems to go badly. Don't you feel better when the weather outside is great? But what if you could carry your own weather within you? What about the social world we live in? Don't you feel better when you're treated better? That's being reactive to what we could call the social weather, the social culture. When you carry your weather with you, you can choose to be consistent regardless of how people treat you. That's what it means to be proactive. Being reactive is the opposite of being proactive. Not taking responsibility for our own life. You always see yourself as a victim of the weather, of your moods, of someone who has it in for you. Habit 1 is based on the principle that your life is the result of your own decisions, not your conditions, not what's happening around you. That's why habit 1 is so foundational, so basic. Unless you practice habit 1, you can never practice the other habits of highly effective people. Years ago, I was doing research in a library in Hawaii. While thumbing through a book, I came across an idea that changed my whole outlook. The author said something like this:
Between what happens to us, that is the stimulus, and our response is a space. In that space lies our power and our freedom to choose our response. And in those choices lie our growth and our happiness. This insight sunk deep into my heart. Even in the midst of challenging circumstances, we have this exhilarating power to choose how we will respond. For instance, the great Viktor Frankl, the Jewish Austrian psychiatrist imprisoned in the death camps of Nazi Germany during World War II, experienced unbelievable indignities and tortures. He was raised to believe that you are basically a product of your childhood. But while he was in the death camp, he began to observe some very interesting things. Different people reacted differently to the same circumstances. He himself experienced terrible things. Some of his own loved ones were killed. One day they stripped him, put him under lights, and performed experiments upon his body. At that lowest possible point, he discovered what he called the last human freedom, the power to choose your own response to any condition, to anything that happens to you. During his darkest moments, Frankl would visualize himself lecturing to his students in Austria following his release. He pictured himself teaching them about the very experiences he was having then. He came to believe that the most basic human capability of all is that between stimulus and response, man has the freedom to choose. Frankl later determined the thing that enabled survival in the death camps was not necessarily intelligence or survival skills, but a sense of purpose, a contribution yet to be made. This became the basis for his brilliant autobiography, Man's Search for Meaning. It's not what people do to us that hurts us. It's our chosen response to what they do that hurts us. As Gandhi put it, they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. We must simply never build our emotional life around the weaknesses of other people. Otherwise, we give them permission to continue to mess up our lives. We give our future away. Several years ago, I was making a presentation on this subject of proactivity, and a woman stood up in the middle of my speech and started to give a speech on her own, spontaneously. She was filled with explosive learning and excitement. You could see in her eyes, her gestures, her body language. And then she sensed the inappropriateness of what she was doing. She sat back down. I could hardly wait until the break to talk to her. "What happened to you?" I asked. She shared her story. She said, "I'm the full-time nurse to an extremely miserable man. He doesn't even acknowledge me, let alone show me any form of appreciation." She went on to explain that this elderly man, entrusted to her care, was absolutely miserable and took his misery out on her. She was becoming more and more depressed and hated the thought of going to work each day and facing this irritable man. All of the other nurses felt the same way. They talked even of his demise, wished for it, hoped for it, while they were taking care of him. Then she said something to me. "For you to stand up there and suggest that I am choosing to be miserable was almost too much. But then, listening to you, I suddenly realized that I do choose to be miserable. Before, I believed I didn't choose it. He made me. But then I realized how dependent I am. I'd given my power over myself to him and his miserable behavior." "As I thought about what you were saying," she said, "I realized I had the power to choose and felt like I had been let out of prison. That's why I stood up. I could not contain myself. I just can't tell you what that means.
this feeling of freedom is almost overwhelming. We have the power and the freedom to choose, to create our own weather each day. As Fulton J. Sheen once said, each of us makes his own weather, determines the color of the skies in the emotional universe which he inhabits. Het julle gesien hoe die verpleegster aan die einde, hoe toe sy klik, toe sy daai aha oomblik het, wat sy besef, maar sy laat toe dat hierdie man haar ontstel. Het julle ook gesien dat dit is nie in jou beheer werklik om iemand anders te verander nie. Ons kan niemand verander nie. Ek raak altyd so bekommerd as ek hoor mense trou en hulle sê ek gaan my man of my vrou verander. Dit is eintlik of enige iemand om hulle probeer te verander. Maar weet julle wat is baie interessant wat gebeur. Baie keer as iets gebeur, soos as julle nou kyk na hierdie skyfie, 'n stimulus kom in, iemand wat disrespectful is met jou, 'n taxi wat voor jou insny en jy het nou net 'n halfuur gewag om hierdie afrit te vat. 'n Moeilike tiener wat lelik met jou praat, jou kind, 'n moeilike skool, 'n ouer wat baie aggressief is, wat ook al die stimulus is. As jy die vermoë ontwikkel om 'n spasie te maak, en dit is hoekom Stephen Covey sê, the freedom to choose lê in die spasie. Nou moet ek vir julle sê, al wat regtig vir my werk is net 'n pause button, want as ons reaktief is, en as jy kyk na hierdie skyfie, dan reageer jy onmiddellik sonder om te dink. So iemand is vieslik met my, ek is vieslik terug. Iemand is negatief, ek is negatief terug. En dit is hoekom dit so belangrik is om proaktief te wees en te kies, wat gaan ek maak met hierdie stimulus, met hierdie optrede van hierdie persoon. So terug by Alice, ons verpleegster. Aan die einde het julle gesien, hy het vir haar blomme gegooi. Nou baie mense interpreteer dit as hy het vir haar hy het daar gegooi daar. Nee, hy het nie. Hy het dit vir haar gegooi om te sê, jy verdien die blomme nie, ek nie. Wat gebeur het, is Alice het gegaan, diep gedink en besef, ek wil nie langer so ongelukkig wees met my werk nie. Ek wil nie toelaat dat hierdie man my so ontstel nie. En toe sy besef, maar sy het regtig die vryheid om te kies watter effek hy op haar gaan hê. En sy kry dit reg om die wagknoppie, die pause button te druk en self rustig te raak en te besluit hoe sy gaan reageer. Het hy verander. So baie keer gebeur daar 'n wonderlike ding. As ons verander, want onthou, ons het geen beheer oor die stimulus nie. Ons het volle beheer oor hoe ons reageer daarop. Goed, nou gaan julle vir my vra, Alet, ons vra vir jou met trane in ons oë, hoe kry mens hierdie reg? Want jy laat dit so maklik klink, maar dit is baie moeilik. In 'n oomblik, in 'n stresvolle oomblik. Nou, wonderlike nuus. Ons het 4 menseregte, vir my is dit eintlik, ons noem dit human endowments in Engels, maar ons het 4 wonderlike eienskappe gekry uit ons gebore is, wat ons van diere onderskei. En hier is die manier, hier is die geskenke wat ons gekry het om hierdie reg te kry. Die eerste ding is self-awareness, ek gaan dink selfbewustheid, bewustheid van myself is baie belangrik. Ek onthou toe ek emosionele intelligensie aangebied het ruk terug, saam met die sielkundige het hy gesê, die eerste stap om jou emosionele intelligensie te bou, is om bewus te wees van my emosies, om bewus te wees van wie ek is. Dis hoekom hierdie opleiding ook so lekker en belangrik is, want dit laat my besef wie ek is. Hoe beter ek myself leer ken, hoe meer ek besef, hierdie is my triggers, dit is wanneer ek reaktief is, miskien wanneer ek honger is, wanneer ek moeg is, wat julle almal op die oomblik is, net bietjie rustiger met jouself wees en 'n bietjie meer sag op jouself te wees, want jy is selfbewus, jy is bewus van wat jou swakhede is en waar jy nou is, in terme van jou emosies en die spasie waarin jy is. So, dis die eerste ding wat ons, om te besef, hier is my triggers, ek is geneig om kwaad te word daar. Die tweede wonderlike geskenk wat ons gekry het, is my verbeelding. En dis die vermoë om 'n nuwe manier om te reageer
uit te dink. If you keep doing what you're doing, you're going to keep getting what you're getting. So kom ons vat 'n baie praktiese maklike voorbeeld. Ons bediende van 22 jaar het ons verlaatsheid gaan aftree. So ek en my man het nou 3 maal 'n week 'n bediende. My man love dit. Hy is verskriklik lief daarvoor om sy skoene in die middel van die vloer, net waar dit uittrek, los hy dit. Ek het altyd met beklei daaroor. Hy los sy skoene daar en ek word altyd kwaad. Toe besluit ek, Alet, wil jy regtig altyd beklei hieroor? Wil jy regtig die lekkerte tussen ons bederf, veral nou die kinders in die huis uit is, deur te beklei daarmee? Nee, kom ek dink, wat is 'n nuwe, verbeeldingryke manier om te reageer? Nou, sonder om te beklei, skop ek net daai skoene liggies na die kant toe, uit my pad uit, aan sy kant van waar hy is, en ek laat nie toe dat dit my ontstel nie. Dis die lekkerste ding. Dink aan nuwe, vars maniere om 'n moeilike situasie of 'n moeilike mens te hanteer. Die derde wonderlike geskenk wat ons gekry het, is my gewete. En is ontsettend belangrik. Peter Stephen Covey het gesê dat my gewete is, ons ontwikkel nie ons gewete genoeg nie. En hy het elke dag 5 minute gevat, stil te word aan die einde van die dag, sy oë toe te maak en te vra, wat het ek vandag gedoen om die suurstof wat ek ingeasem het te verdien? So, gewete is baie belangrik. Is dit reg om my meer te verloor en dan so te reageer vir my kinders? Of wil ek dalk op hierdie kinders in hierdie klas op 'n ander manier beïnvloed? Wil ek as ek sê ons vloek nie, selfvloek, daai tipe gewete reg of verkeerd, wat ook al dit is wat vir jou belangrik is. Die 4de wonderlike gawe wat ons het, is ek het 'n onafhanklike wil. Ek gaan nie toelaat dat hierdie persoon my ontstel nie. En ek het beheer daaroor as ek kies om beheer daaroor te hê. Goed, so dit is die manier waarop ons dit doen. So kan ek vra, as jy dit uitgedruk het, die notas uitgedruk het, skryf net gaga neer. Enige tipe stimulus wat jy weet gereeld in jou lewe gebeur, waaraan jy moet werk om 'n pause button, 'n wagknopie te druk en jou respons te kies. Vat net gaga 'n paar sekondes en skryf op jou notapapier neer. Hoe kan jy hierdie gebruik in watter situasie? Ek net julle moet deurtrek tot julle eie lewe. Goed, ek gaan aangaan, ons het nie baie tyd nie. Hierdie is 'n baie kragtige konsep wat werklik my lewe verander het. Ons het almal een van 2 sirkels om ons. Of ons is in een van hierdie 2 sirkels. Of my sirkel van invloed of my sirkel van kommer. My sirkel van kommer is vol van goed wat my ontstel, waar ek wakker lê in die nag. Voorbeelde hiervan kan wees my veiligheid, die toekoms van my kinders in hierdie land, hoe ek vandag opgetree het teenoor iemand, hoe ek 'n sekere situasie benader het, wat as hierdie met my huwelik gebeur, wat ook al. So, in my sirkel van kommer, moet ek 'n vraag vra, wanneer ek besef dat ek bekommerd is of stres. Ek moet vir myself vra, wat kan ek nou hieraan doen? En ek wil julle moet asseblief daai vraag neerskryf, want die vraag, wat kan ek nou hieraan doen, vat vir my onmiddellik terug in my sirkel van invloed in. Met ander woorde, wat ek doen, is ek neem beheer van die situasie. Anders word dit soos die huisgenoot. Ek is die hele tyd bekommerd oor goed waarna ek niks kan doen nie. Hierdie gedagte of hierdie vaardigheid help vir my om op te hou om my tyd en energie te mors op goed wat ek nie kan verander nie. Ons is so dom. Ek kan nie glo partykeer hoe ek voordat ek weer weet, is ek bekommerd en ek kwel. So regtig julle om net proaktief te wees en om daai oomblik wat jy besef jy kwel oor iets en jy is besig om jou tyd en energie te mors op goed wat jy nie kan verander nie, vir jouself te vra, wat kan ek nou hieraan doen? Ek sal in die middel van die nag partykeer vir myself vra en dan vir myself sê, dit is wat ek hieraan gaan doen môre. Hou nou op, laat dit gaan. So dis letterlik om beheer te neem van my gedagtes. Want onthou wat ons gesê het met die sien, doen, kry model. Hoe ek dit sien, hoe ek daaroor dink, bepaal alles. Okay.
So onthou, wat lekker is hiervan, is hoe meer ek dan in my sirkel van invloed lewe, byvoorbeeld, kom ons vat onveiligheid. Kom ons sê ek is baie vreesagtig, ek gaan gehijack word, of hulle gaan inbreek in my huis, of wat ook al, dan vra ek vir myself, goed, Allie, wat kan ek nou hieraan doen? Gesels met my man, en ek besluit, goed, ons kan 'n alarmsisteem insit, ons kan buite miskien 'n kamera opsit, ons kan 'n waghond kry, ons kan baie wakker wees wanneer ons inry en ons inrit, maar bo dit, niks meer nie. So kom ek laat dit gaan. Goed, en dan, voordat ek weet, is ek baie meer in my sirkel van invloed as my sirkel van kommer. Kom ons gaan aan. Goed, dit is die 2 baie belangrike goed om te onthou, wanneer dit kom by wees proaktief. Goed, onthou, jy neem beheer van jou lewe en dinge in jou lewe. Goed, die ander ding, wat ook lekker is om hier te onthou. Kom ons sê, jy doen nou die stimulus respons, jy pas dit toe, met hierdie baie moeilike skoolhoof aan wie jy rapporteer, of departementshoof, wat baie onredelik is, of 'n moeilike ouer, en jy is proaktief, en jy gebruik jou selfbeheersing, en jy reageer op 'n manier wat werklik waar positief is, en jy verloor dit nie in daai oomblik nie, en die persoon verander niks nie. Om dan te onthou, wel, kan ek hierdie persoon verander? Nee, ek kan nie. Hierdie persoon kan beïnvloed word deur my, as hy of sy oop is om beïnvloed te word, maar dit hang nie van my af, of hy gaan verander nie. So dan besef ek weer, maar laat ek dan nie in my sirkel van kommer lewe nie, want daai persoon is in my sirkel van kommer. Ek kan nie die persoon verander nie. Wat ek wel kan verander, is om nie toe te laat dat hierdie persoon my ontstel nie, of my lewe beïnvloed nie, en om dan letterlik in my kop terug te tree, in my sirkel van invloed en te sê, kom ek neem beheer hiervan, hierdie en hierdie goed maak my gelukkig, kom ek fokus daarop. Goed, wonderlik, en dit is gewoonte nommer 1, die heel belangrikste gewoonte. Ons gaan vinnig net kyk na gewoonte nommer 2 en 3. Gewoonte nommer 2, begin met die einde in gedagte, of die eindresultaat in gedagte, help vir my om met baie meer doelgerigtheid te lewe. Ek dink een van die siektes van ons tyd is, ons lewe nie in die nou nie. Ons is altyd besig om te bekommer oor môre, of te spyt te wees oor gister. En wat dan gebeur is, ek leef nie met 'n bewustheid nie, ek leef nie met 'n doelwit en 'n baie duidelike visie nie. So, onthou waar ek is nog besig met my persoonlike oorwinning, en ek is besig om te beweeg van afhanklik na onafhanklik in terme van my volwassenheidsvlak. Die gewone paradigma wat mense wat meer oneffektief is, wat meeste van ons het, is, ag weet jy wat, ek gaan net waar ook al die lewe my vat. Wat ook al gebeur, en dit ontstaan my so van ons tieners julle. Meeste tieners het hierdie houding van, ag, wat ook al, whatever, en is vreeslik in die mode om so sorgeloos te wees, en so cool te wees, en ek vat alles in my stride, en niks kan my ontstel nie. Maar wat gebeur as ek lewe, waar die lewe my vat? Dan is ek soos 'n klein takkie in 'n rivier, en waar ook al die water vloei, daar gaan ek. So hierdie gewoonte sê vir my, nee, ek definieer my lewensvisie, en my doelwitte in die lewe, en ek leef daarvolgens. So, wat in hierdie gewoonte gebeur, is ons besef dat alles in my lewe is eers in my gedagtes, is eers in my verbeelding, hoe ek die ding sien. Dit is die eerste skepping, as ek first creation so kan vertaal. En dan die fisiese is die tweede skepping. So dink aan die huis of die gebou waarin jy sit op die oomblik. Daai was 'n droom in 'n argitek se kop. En hy het gegaan, planne opgetrek, en kyk waar sit jy nou. So, alles begin eers in jou kop, en dan word dit 'n fisiese skepping. As mens net inspring, en jy begin goed te doen, sonder om terug te sit, en daaroor te dink, en te reflekteer, dan is dit baie keer 'n mislukking. Kom ons dink aan 'n vergadering, wat nie eers beplan word nie, wat nie 'n goeie agenda het nie, hoeveel tyd mors daai vergadering is, as jy nie weet waartoe jy gaan. Dink bietjie, as jy nie jou week beplan nie, wat gebeur met daai week? Nou, 'n deel van hierdie gewoonte is dat jy 'n persoonlike missieverklaring skryf.
Ons het glad nie die tyd om dit nou te skryf nie, maar wat dit behels en ek wil baie graag vir jou vra of jy dalk dit wil gaan skryf. Meeste van ons het 'n testament wat sê wat gebeur met ons aardse besittings as ons aan die einde van ons lewe kom. Maar baie min van ons het iets wat baie belangriker is dit is, en dit is soos 'n testament of 'n wil of 'n geskrewe dokument wat sê hierdie is hoe ek my een wonderlike lewe wil lewe wat God vir my gegee het. Ek het net een lewe. Ek het net een kans. En baie keer bly daar soveel drome in my kop en ek leef nooit daai drome uit nie. Ek bereik nooit my wonderlike potensiaal waarmee ek geskep is nie, omdat ek nooit op 'n punt kom wat ek sit en vra, hoe wil ek my lewe lewe nie? So 'n persoonlike missieverklaring help vir my om neer te skryf, hierdie is wat ek wil doen met my lewe. So vat 'n bietjie 'n tydjie. Kom in die natuur. Julle gaan sien wanneer ons laaste sessie doen, hoe belangrik dit is om in die natuur te kom, want dis regtig waar ons ontspan en ook onsself ontmoet en reflekteer oor ons lewe, en dit is hoe ons wys word. Maar gaan sit iewers op 'n stil plek en antwoord die vraag, my unieke doel in die lewe is. Hierdie is hoekom ek gemaak is. Dit is die hele Rick Warren idee van 'n purpose-driven life. Wat is die doel van my lewe? En skryf dit neer. Want wanneer jy dan 'n dag begin of 'n week begin en jy dit in gedagte, ek het byvoorbeeld my missieverklaring in my dagboek. So elke Sondag wanneer ek my week beplan, lees ek my missieverklaring en ek besef hierdie is hoekom Alet hier is. Dit is wat ek wil doen met hierdie een wonderlike lewe van my. En dan beplan ek my week volgens dit. Anders beheer my week my. Goed, kom ons kyk net vinnig. Eindresultaat, hoe pas ons hierdie gewoonte toe en waar pas ons hierdie gewoonte? Begin met die eindresultaat in gedagte toe. Aan die begin van 'n vergadering. Nou, wat doen jy as jy in 'n vergadering sit waar die voorsitter van die vergadering nie baie doelgerig is nie, en dan vra jy vir die voorsitter, kan ek vra wat presies is die eindgedagte of die eindresultaat wat ons wil bereik met hierdie vergadering? Of as jy 'n vergadering begin, sê dit is waartoe ons wil beweeg. Wanneer jy 'n nuwe jaar, 'n week of 'n dag beplan, wanneer jy 'n nuwe projek aanpak, wanneer jy 'n vakansie beplan, gesels in die kar, vra vir jou gesin, wat wil julle in hierdie vakansie bereik? En dan besef jy, ek wil nader aan my tieners kom. My tieners wil nie, hulle wil bruin gebrand wees, hulle wil branderplank ry. Dan besluit julle, goed, ons kan alles doen wat ons wil doen, maar kom ons kom almal bymekaar daai tyd van die dag en ons werk aan ons gesinsverhouding, byvoorbeeld. Voordat jy 'n belangrike gesprek begin, maak seker, veral as jy sukkel om selfgeldend te wees, sê vir jouself, dit is wat ek wil bereik met hierdie gesprek, en dan, wanneer jy 'n belangrike verhouding betree, dit is waar ek wil uitkom met hierdie verhouding. Goed, so hierdie is 'n baie belangrike en 'n baie kragtige habit of 'n gewoonte wat jy kan aanleer. Die derde een, baie kort en kragtig, plaas eers dinge eerste. Dit gaan daaroor, hoe kry ek die tyd om te spandeer aan belangrike goed en nie dringende goed nie. Onthou waar ons is in terme van ons volwassenheid. Wat meeste mense doen is hulle spandeer hulle tyd op dit wat dringend is. Met ander woorde, jy slaan die hele tyd vlamme uit. Die hele tyd net vure. Jy maak vure dood. Jy is die hele tyd besig met dringende goed. Die hoogs effektiewe paradigma is om te sê, ek maak tyd vir dit wat belangrik is, want dit wat belangrik is wat kwaliteit tot my lewe voeg. Wat is die verskil? Belangrike goed is aktiwiteite wat te doen het met my waardes, my doelwitte in die lewe, my prioriteite, my lewensmissie. Dit wat rarig tel. Goed wat dringend is aktiwiteite of goed wat in my gesig is. Dit vra my onmiddellike aandag. Dit is baie keer goed wat ander mense se issues is. So hierdie wil ek hê julle moet net so 'n bietjie gaan Google. En net so terloops. Altyd vra mense vir my, Alet, waar kan ons daai wonderlike video skryf wat jy ons gewys het? En dan sê ek vir jou, ek mag dit glad nie vir julle gee nie, want daar's natuurlik groot regte daarop. So wat ek vir julle wel wil sê is, gaan Google dit. Ek raak altyd so bly as ek sien hierdie goed is beskikbaar op Google. Hierdie is ook. Dit is die time matrix. So as jy Google Covey
time matrix sal hierdie opkom en daar sal heerlike verduidelikings kom wat hulle baie meer kan vertel as wat ek nou vinnig vir julle gaan vertel. So in kwadrant 1 is die kwadrant van goed wat ek moet doen. Met ander woorde, dis die kwadrant van noodsaaklikheid. Dis belangrik en dit is dringend en hier is goed waaraan ek moet aandag skenk. Kwadrant 3 is belangrik, is nie belangrik nie, maar is dringend. Dis baie keer afleiding, goed wat my aandag aftrek, onnodige goed waarvoor ek nie kan nee sê nie. So as ek nie seker om nee te sê en ek spring as iemand vra kan jy help, dan spandeer ek baie tyd in kwadrant 3. Kwadrant 4 is die mors of die afval kwadrant wat regtig goed is soos om te surf op die internet vir lank, daai ketting, televisiereekse wat ek aanhou kyk. Dis regtig 'n mors van tyd. Kwadrant 2 is die kwadrant van effektiwiteit waar ek baie tyd wil spandeer. Dit is belangrik, maar is nie dringend nie. En dit is hoekom ek die tyd hier spandeer nie. Dit maksimaliseer my lewenskwaliteit. So hierdie kwadrant, kyk gou hierso, wil ek soveel as moontlik tyd in spandeer. Dit is beplanning. Julle is nou so terloops in kwadrant 2. Dis opleiding, dit is hoe verbeter ek die kwaliteit van my lewe. Hoe werk ek op my verhoudings? Hoe word ek beter in terme van my werk? Ek beplan en julle het nou taxels baie beplanning wat julle moet doen, want julle moet dubbel soveel werk in een periode inpas. Julle kan glad nie meer lekker in julle ou curriculums invloei soos altyd nie. Alles is nuut. Meeste is nou elektronies. So daai tyd wat jy insit in daai beplanning is kwadrant 2. Probeer om kwadrant 1 te voorkom, want hoe meer tyd jy in kwadrant 2 spandeer, kom ons vat gou my fisiese gesondheid. Ek het glad nie tyd om te oefen nie, ek het glad nie tyd om gesond te eet nie. Met ander woorde, nou ontwikkel ek dalk 'n hartsiekte. Kom ons kyk hierdie, ek het nou net 'n uitstekende voorbeeld. Ek kyk na myself as dit kom by COVID nie. Ek sit nie my masker op, net nie regtig tyd om altyd my hande te saniteer nie. Want dis in kwadrant 2 en dan kry ek COVID in kwadrant 1. Dis 'n krisis. En nou sit ek in die moeilikheid. So wat gebeur is ons moet probeer om soveel as moontlik tyd in kwadrant 2 te spandeer, want dan word kwadrant 1 minder deurdat ons dit voorkom. Minimaliseer kwadrant 3 deur nee te sê, deur te vra, moet ek regtig in hierdie vergadering insit? Is ek die regte persoon? Of iemand vra vir jou kollega, kan jy asseblief hierdie vir my doen? Jy's hom so oulikie mee. Kom aan, ek het nou nie krag hiervoor nie. En dan sê jy net elke keer ja, want jy kan nie nee sê nie. Probeer om nee te sê. Probeer om daai persoon liewer te help om dit reg te hanteer. Kwadrant 4, ek moet amper klaar maak. Is dit regtig net 'n kwessie van om nee te sê. Om te sê, kom ons kyk een goeie episode hiervan. Dis 'n kwaliteit TV-program wat ons saam kyk en ons doen nie 'n binge watching wat al ons tyd mors in plaas van ons as gesin kon saam wees nie. Laaste ding, baie belangrik julle om jou week te beplan. Hierna gaan ons kyk wanneer ons derde sessie doen. Maar dit gaan daaroor dat jy jou belangrikste rolle identifiseer en elke week, hier kyk net hierna, voor die week begin, op 'n stil plek 20 minute vat en jou week beplan en sê, in my rol as vrou vir my man, of man vir my vrou, hierdie is die een belangrike ding en hier is die vraag, wat is die 1 of 2 belangrikste dinge wat ek in hierdie rol kan doen hierdie week? Want dit sal altyd 'n kwadrant 2 ding wees. Byvoorbeeld, ek is nie meer baie naby aan my man nie. Kom ons gaan op 'n romantiese ete hierdie week. Of, ek skep daai of daai kind af in my klas. Kom ek maak 'n punt om by daai kind uit te kom. Wat ook al die belangrikste ding is. En dan kyk jy na jou rolle, jou persoonlike rolle en jou werksrolle en jy beplan, wat is dit wat ek hierdie week kan doen wat werklik 'n verskil gaan maak en my meer effektief gaan maak. Beplanning is so belangrik. Jy sal sien as jy beplan rondom jou rolle en dan vat jy, ons noem die big rocks, die groot klippe en jy sit dit in jou dagboek op sekere tye en sekere dae en jy kyk na jou week wat hierdie week voorlê en jy beplan min of meer, daar gaan ek oefen, ons gaan kyk dan na ons laaste sessie, daar gaan ek in daai verhouding werk, dan al die ander goedjies wat inkom, wat baie keer beheer oorneem van jou lewe, val op partykeer op die vloer en dis doodreg, want dan jy gedoen die kwaliteit kwadrant 2 goed
kwaliteit in jou lewe inbring. Goed. Ek is klaar. In julle eie tyd. Ek gaan julle vra. Julle gaan sien op die laaste bladsy wat ek vir julle gegee het. Is daar 'n lekker spasie waarin jy kan skryf, hierdie gewoonte of hierdie ding wat ek doen, moet ek stop. Hiermee moet ek begin en hierdie doen ek al wraggies reg sonder dat ek dit eers besef het. So hiermee moet ek aanhou. Aan die einde van hierdie sessie, gaan sit met hierdie, dink oor waar ons gepraat het, wat jy geleer het, kyk weer na die eindeelstuk en skryf meer, want dit is al ons regtig verbeter. Ek sien so uit om julle volgende keer te sien. Onthou nou, ons het nou vandag gekyk na onsself en ons verhouding met onsself. En volgende keer, wat die 12de Mei is, praat ons oor ons interpersoonlike verhoudinge, ons verhoudinge met ander, en dan die laaste sessie gaan weer oor jou. Dankie dat julle na my geluister het. Dit was so 'n lekker voorreg. En hoe lekker om in Afrikaans te kan leer en te kan hierdie goed aanbied. Dankie vir julle. Wow, Alet, dit was so kragtig. Mens kan regtig hierdie beginsels in jou elke dag se bestaan toepas. En ek wil vir julle almal baie geluk sê, julle het julle eerste derde van die 400 meter suksesvol afgelê. Soos Alet sê, ons is baie opgewonde oor die 2 sessies wat nog oor is. Onthou om te registreer by die AOV by onderwysers.co.za. Al die ondersteunende materiaal vir die webinare gaan van die toekoms daar verskyn. Ons groet julle hier uit die Centurion kantore van die SOS. En ek wil maar net sê, be blessed. Baie dankie nogmaals, Alida, dit was so lekker om hier te wees. Sien julle volgende keer. Kan nie wag vir die volgende keer nie. Totsiens julle almal. Tata.